Goeiedag en baie welkom by Doxydou Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Terwyl ons hier staan, is ons so bewus van God se goedheid en sy guns. En ek en jy as kind van Here weet een ding en dit is dat die Here voorsien in al ons behoeftes. Hy is God, hy is goed en hy is in beheer. Daarom wanneer ons vandag 'n bydrae maak, weet ons doen dit vanuit 'n plek van dankbaarheid uit en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in hierdie wêreld. Die verskeie maniere hoe jy kan 'n bydrae maak verskyn nou op die skerm. Kyk ook sommer saam met my na ons familienuus. Met net een link kan jy registreer vir ons events, finansiële bydraes maak, na ons preke en podcast luister, deel word van 'n bediening en nog meer. Scan die QR-kode en save die link op jou appscreen om dit maklik te kry. Ons het elke Vrydagoggend 6 tot 7 'n geleentheid waar manne saam kan koffie drink, lewe share en saam bid. Ons hoop om jou daar te sien. Ons het 'n life groep vir seniors. As jy 60 jaar of ouer is, of iemand ken wat graag deel wil word van so 'n life groep, nooi ons jou uit na Woensdag 7 Mei om 10:00 die oggend by die kerk. Goed, so ons is hier in seker die grootste kerksaal in die Weskaap, Bellville Wes NG Kerk. In 'n radius van 'n kilometer van ons af sit ons met die Bellville polisiestasie, ons sit met Bellville-stasie. Weet jy wie vir julle al daar verby gery het en gesien hoeveel daai groot plakkerskampe daar is nie? So 'n kilometer van, net so bietjie meer as 'n kilometer van die taxi rank af. So Mes se hoofkantoor is ook hier by ons. Hierso sit ons in die hartjie van seker die grootste, een van die grootste noodstukke of gedeeltes met 'n klomp nood in waar ons is. En daarom dink ek is dit baie ideaal dat ons jaar hier by Street Store, ons Street Store hier gaan hou. Ons droom saam met Doxa is dat ons so 2000 mense kliënte sal kan hê. We wil graag vir hulle kos gee, of hulle klere gee, en ons wil hulle net met Jesus Christus se liefde bedien. The old, rugged cross. A bloody beam of wood. A social symbol of shame. This barbaric practice of crucifixion. Humiliating. Agonizing. A graphic display of punishment reserved for the worst of offenders. The cross was the epitome of scorn and rejection. In the sacred scriptures, the gospel writers give account of one crucifixion that changed everything. Beaten, bruised, the nails in his hands, the spear in his side, his last breath. Darkness. Yet somehow on that day, in a glorious twist of irony, this brutal practice of crucifixion became the source of eternal hope. Through his sacrifice, Jesus didn't just change historic perception of the cross. He turned it on its head. From scandal to grace, from condemned to forgiven, from prisoner to pardoned, from death to life. What once was seen as the ultimate form of humiliation has
has become the ultimate display of amazing love. Today, we remember what Jesus accomplished through the cross. We take hope in his resurrection. We celebrate his victory over death and the grave forever. Because he lives, we live. Wat 'n powerful video. Ek wil vir jou vra vandag, beleef jy die blydskap van die opstanding? As jy kyk na die video, as jy luister na die liedjies wat ons sing vandag in worship, ek is so bewus van die krag van die opstanding en van Vrydag af vir die hele naweek is ons bewus van die Here se krag en dit wat hy vir ons kom doen het. En soos jy weet, ons is excited vir die woord vandag, want ons is besig eintlik met 'n amazing reeks van Paastyd waar ons fokus op die laaste woorde van Jesus. Wie van julle was Vrydag hier gewees? Amazing om my woorde te hoor, dit is volbring. Nou, in vandag spandeer ons tyd op die laaste woorde van Jesus wat die volgende is. En ons kry dit in die woord wat sê, Vader, in die hande gee ek my gees oor. En dit kom uit Lukas 23 vers 46 wat sê, Jesus het hard uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Nou, ons vier hierdie tyd en ons raak bewus van 'n paar goed. Ons raak spesiaal bewus van die feit dat Jesus vir ons baie kom doen het deur die kruis. Maar ons raak ook bewus van die impak van die woorde van Christus aan die kruis. Nie net wat hy vir ons kom doen het nie, maar daar's krag in sy woorde. So glo jy daar's krag in sy woorde. Ons weet dat sy woorde het 'n groot implikasie ook oor ons. Ons skryf ons glo dat sy lewe en woorde krag vir ons het vir vandag. Nou terwyl jy vandag reflekteer daaroor, terwyl jy vandag die woord oopmaak, laat toe dat die Gees die waarheid net in jou hart kom inspreek. Maar wat is die significance van hierdie laaste woorde? Hoe kan ons sê dit beteken vir ons? Wat beteken die woorde vir ons? Kan hierdie woorde van Jesus, wat sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor, vir ons iets vir vandag beteken? En ek het baie keer gewonder, was dit woorde van Christus vir Christus alleen? Was dit net woorde vir hom en die Vader? Was dit dalk net woorde vir 'n gesprek tussen Christus en sy Vader? Of was daardie woorde bedoel vir my en jou geestelike journey vir vandag? Ek en jy kan as kinders van die Here glo dat die Here se woorde krag dra. En ons kan ook glo dat ons die vrymoedigheid kan hê om elke woord van Christus, elke woord wat hy gespreek het, as waardevol te sien. Ek is so bly oor wat die Bybel doen. Sommige van die Bybels gee vir ons die rooi letters. Die rooi letters van Jesus word uitgelig vir my en jou, want ons belangrikheid op die woorde van Jesus, want ons glo dit dra krag. En vandag journey ons, vandag explore ons in die woord om te sien wat openbaar daai woorde van Jesus vir ons. Ek en jy kan vandag glo dat die woorde vir ons iets openbaar van die rus van God. Ek glo dat vandag gaan jy uitstap en weet dat die kruisiging en die opstanding en die woorde van Jesus vir ons 'n nuwe prentjie oopmaak van wat die rus van God beteken. Ek kon staan stil vir 'n oomblik by die betekenis van Jesus se woorde aan die kruis. Wanneer Jesus gesê het, in die hande gee ek my gees oor, is dit verklaringe wat hy maak. En ek wil net klem lê en jou bewus maak van so 2 verklaringe. Ek glo die woord is so powerful, daar meer is wat jy kan sien uit dit, maar vir vandag, kom ons kyk na 2. Die eerste een is, daai verklaring wat hy maak, is 'n verklaring van vertroue. Ons skryf daar die volgende, ten spyte van fisiese en emosionele pyn wat Jesus moes deurgaan het hy gekies om sy gees oor te gee aan God. Anneke het vroeër genoem, om net weer Vrydag se video te sien en net besef dat wat Jesus deurgegaan het vir ons, ten spyte daarvan het hy gekies om sy gees oor te gee aan die Here. Ons besef, dit was in Jesus se krag en konteks. Na al die pyn wat hy deurgegaan het, na al die lyding wat hy deurgegaan het, wat dink mens dat daai oorgee is dalk 'n oorgee as gevolg van pyn, of 'n opgee as gevolg van pyn. Dit wat hy deurgegaan het, ons gaan nou net so 'n bietjie stil staan deur presies wat hy deurgegaan het.
Ek en jy weet, want ons kom by tye in ons lewe, wanneer ons pyn deurgaan en moeilikheid deurgaan, en mens kom op 'n punt waar mens wil totaal en al opgee. En dit is normaal, want die lewe kan donker raak en die lewe kan moeilik raak, maar wat Christus kom doen het aan die kruis met sy verklaring, was dit nie opgee as gevolg van pyn nie. Ons dink, want dit was verskriklik wat hy deurgegaan het. Maar omdat hy die Vader geken het en die Vader se woord en sy stem geken het, weet ons dit was 'n oorgee as gevolg van gehoorsaamheid. So kan jy vandag ook dankbaar wees vir Jesus se gehoorsaamheid aan die kruis. Te dank aan dit kan ek en jy vandag hier so sit en staan en ons kan 'n lewe geniet as gevolg van dit wat hy gedoen het. Ons besef hy het pyn deurgegaan, maar omdat hy die Vader so diep in sy hart geken het en 'n pad met die Here gestap het, in 'n vader-seun verhouding, kon hy oorgee, want hy het geweet hy kan gehoorsaam wees aan 'n getroue God. So die Here het 'n verklaring, Jesus het 'n verklaring van vertroue gemaak, deur daai woorde wat hy uitgespreek het. Tweedens is daai woorde ook 'n verklaring van die volgende, en dit is 'n verklaring van vrede. Op daai oomblik sien ons hoe Christus oorgee aan die wete dat God verder vir alles sal sorg. Dit is 'n amazing oomblik waar dit oorgee aan die hand van die Here. Hy verklaar op daai oomblik dat sy werk is gedoen, dit is volbring, dit is asof hy op daai oomblik sê, God, alles wat tot hierdie punt toe nou gekom het, is nou in u hande. U kan dit nou verder vat. Jy het al in jou tye van jou journey gehoor, wanneer jy beleef die woorde, God het it, of God's got this. Daai was 'n sterk oomblik van daai. En ons ervaar dat in dit het die Here vrede beleef en vrede vir ons bewerkstellig, dat ons kan kom op daai punt waar ons ook vir die Here kan sê, Here, U is en bly en sal altyd in beheer wees. In daai oomblik van daai verklaring van vrede sien ons ook en ons glo Jesus vrede kon ervaar tydens 'n donker oomblik. En ek het besef, ek dink nie daar is 'n film of 'n fliek of 'n reeks wat eintlik dit 100% kan regkry om vir ons oop te stel of te portray dit wat Jesus regtig deur gegaan het nie in sy kruisiging, in die pad na sy kruisiging toe. As jy dink aan tydens 'n donker oomblik, daai was 'n groot donker oomblik. Ek wil so 'n paar net uitlig van die kruisiging. Ons sien dat voor sy kruisiging is daar 'n geleentheid waar Jesus betray was. Hy was verraai. Daar sal klaar pyn. Wie van julle was al verraai? So ons weet ons kan relate met daai pyn, maar dit gaan verder. Ons lees hoe Jesus gearresteer is. Dink aan die angs, dink aan die hart wat klop, dink aan die moeilike oomblik, hy word gearresteer. Dan is daar ook waar hy voor die hof verskyn. Daar's sy trial, waar hy skuldig gemaak word, skuldig bevind word, skuldig gehou word. Dis al klaar opbou na ernstige angs toe. Ek kan dit nie eens imagine nie. Dan kom daar die gespottery en die geslaanery. En hulle sê dat die manier hoe hy geslaan was, het hom gebring op 'n plek waar hy dalk nie meer herken kon gewees het nie. Die manier hoe hy geslaan was met swepe en stokke, het duidelik wonde oop kon maak. Maar is nie al nie, dit het nie daar gestop nie. Ons lees toe op pad na dit toe, na die slaan, na die pyn, na die wonde wat oopgemaak is, lees ons van die doringkroon wat in sy kop ingedruk word. Dis al klaar erg, nê? Ek lê klem daarop ons laat verstaan wat daai donker oomblik was, wat hy deurgegaan het. Na die kruis op is, kyk hulle na hom en sien, hy het nog nie genoeg gesuffer vir ons nie. Nou moet hy sy kruis dra, 'n redelike afstand dra. Dink aan die pyn, dink aan die angs, dink aan die hartklop. Iets wat ek nie bereid sou wees om deur te gaan, het hy deurgegaan. Aan die kruis lees ons hoe hy vasgespijker is aan die kruis. Sy hande, sy voete, dink aan daai pyn. En dan kom hy op 'n stadium wanneer hy sy laaste asem uitgeroep het. Ons lees in die woord hoe sy sweet in angs in bloed verander het. In die mediese wêreld en die mediese terme is daai 'n regte teken van ernstige trauma en angs, wanneer jou sweet in bloed verander.
Ons lees hoe hulle die spies in sy sy gedruk het en daar het bloed en water uitgekom het. Volgens die mediese wêreld is dit 'n teken van iemand wat ernstige trauma deurgegaan het. Trauma wat ek en jy nie nou hoef deur te gaan nie. Jesus het toe hy sy laaste asem uitgeblaas het, as gevolg van trauma en pyn kon hy dit fisies nie meer hou nie. Maar ek beleef die vrede wat hy ervaar het van dit, is nou alles weer in God se hande. En ek weet ek het klem gelê op dit wat Jesus deurgegaan het, maar ons doen dit om te besef, deur alles wat hy gegaan het, wat beteken dit om te kom op daai punt waar hy in gehoorsaamheid vrede kan beleef nadat hy oorgegee het aan Jesus. Ons dank hom, ons is dankbaar dat ons nie daai pyn hoef deur te gaan nie. Maar ons kan beleef dat dit wat ons op aarde beleef wel, kan ons vrede vind deur dit oor te gee aan die Here. Ons lees ook in die woord waar hy sê, he was bruised for our transgression. So ons nie 'n wonder oor wat hy deurgegaan het vir ons nie. Ek wil vir jou iets verder lees daarso, hoe ons 'n deel sien van in die skrif, vroeg in die Ou Testament in Psalms, waar dit sê, into your hands, in Psalm 31 vers 5, into your hands I commit my spirit. Deliver me, Lord, my faithful God. Dis interessant hoe ons in die woord vroeg sien hoe daar 'n link gemaak word tussen daai skrif en die woorde van Jesus aan die kruis. En ek glo om te kyk na die diepte van die woord daar en om te besef dat hoe daai woorde gespreek was voor die kruis, besef ons hoe belangrik hierdie woorde is jare na die kruis vir my en jou. Dat hierdie woorde ook ons woorde kan word. Ek skryf hier verder op die skrif dat daar 'n uitnodiging is vir my en jou. Na die verklaringe gesien word, is daar vir my en jou 'n kind as kind van die Here 'n verklaring of uitnodiging wat gemaak word vir ons dat ons kan dink aan die kruis en ook kan beleef hoe God ons uitnooi om deel te neem aan dieselfde rus wat Christus kon beleef in sy verklaringe. Jesus se woorde word nou ons woorde. Jy kan dit regtig vat vir jouself. Dink aan jou situasie in die wêreld. Dink aan pyn en siekte wat jy tans kan beleef of al beleef het. As gevolg van Christus se woorde kan ons nou sê, Vader, in U hande kan ek alles nou oorgee. Die pyn en lyding wat hy kon deurgaan, het hy deurgegaan sodat ek en jy kan sien alles is vir ons ook moontlik. Want die Here is in beheer. Hoor wat staan in Romeine 8 vers 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Is dit nie great nie? Om te weet dat die Here is in beheer, hy is lief vir ons. We are called according to His purpose. Daarom kan ons oorgee, want hy het beloftes vir ons lewe. Wanneer die Here gesê het, hy is in beheer, dan kan ons staan op sy woord. Ons kan leef daarin. En met dit in gedagte wil ek jou vat na 'n belangrike waarheid toe wat ons moet onthou. Met Jesus se journey aan die kruis en die pyn en lyding wat hy deurgegaan het, die oorgee en verklaringe wat hy gemaak het, moet ons onthou die volgende belangrike punt. Ons moet onthou, hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Ons lees in Matteus die volgende, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Jesus het geglo dit gaan gebeur. Jesus het geglo daar gaan 'n bonatuurlike oomblik wees waar hy gaan opstaan uit die dood uit. En kyk hoe die Here in sy beheer en in sy hand deurgekom het vir hom. So wat sê dit vir my en jou oor die vertroue op God se beloftes vir ons lewens? So ons kan staat maak daarop. Want Jesus het meer oorwin as wat ons kan dink en droom. As hy uit die dood uit opgestaan word, imagine wat hy kan doen vir jou situasie. Wanneer jy siekte het, wanneer jy pyn beleef en jy sê, Vader, ek gee dit wat ek nou deurgaan in U hande oor. Dink aan wat die Here vir jou kan kom doen, wanneer hy kom doen het aan Christus, wat Christus gesê het gaan gebeur. Hy het opgestaan. So daar's rus wat ek en jy kan beleef in ons lewe.
Maar hoe maak ons dit prakties? Hoe kan ek en jy vandag hierdie rus van God beleef? En ons gaan 'n amazing tyd van die dag in wat julle hierdie naweek as familie spandeer en as vriende spandeer en net bewus raak van die Here. Ek kan net onthou donderdag aand, die van julle wat kom deelneem het aan die nagmaal, was daar oomblikke daar binne van vrede en rus. Ek kon saam met my vrou en my kinders nagmaal hou in 'n environment wat geskep is vir ons die vrede van die Here kon ervaar. Wie van julle het dit ook beleef in 'n powerful oomblik? Want daai tye is belangrik. Dis 'n tyd wat ons skep om bewus te raak van die waarheid en die krag van die woord. Maar prakties vir jou vandag, jy weet jy kan die rus van die Here beleef, maar hoe kan ons dit verder doen? En dis 'n paar geleenthede wat ons kan gebruik. Die eerste ene is, gee jou bekommernisse net oor. Maak 'n verklaring van vertroue, maak 'n verklaring van vrede dat dit in God se hande is. Vertrou dat God by jou is en in jou is en dat hy in beheer is. Vertrou dan verder in God se soewereiniteit. Hierdie woord is dalk 'n moeilike een om uit te spreek en is dalk 'n tongue twister, maar is een van die belangrikste woorde wat God se heerskappy en autoriteit en krag kom beskryf. Toe ek oopmaak vir myself die betekenis van wat beteken soewereiniteit, besef ons, die Here is soewerein. Dit beteken dat hy is die hoogste autoriteit. Wanneer ek en jy dink aan wie in beheer is in ons lewe, ons dink aan autoriteit, dink aan gesag. God is die hoogste gesag, die hoogste autoriteit. Hy is gesag en autoriteit. So ervaar ons die beheer en die krag in hom. So ek en jy kan kom op 'n plek in ons lewe waar ons totaal bewus kan wees dat hy in sy hand in elke situasie is. He is working behind the scenes. Ons sing 'n lied baie keer op Sondag, die song Waymaker met die woorde wat sê, even when I don't see it, you are working. Even when I don't feel it, you are working. Daai is 'n verklaring van vertroue. Dit is 'n verklaring van geloof, want God is soewerein. God is in beheer. Dit is 'n manier hoe jy kan bewus raak van daai rus, is vertrou in God se soewereiniteit en dan vind rus in God se teenwoordigheid. Maak vir jou tye van gebed, tye van woord en tye van aanbidding. Hoe powerful was dit donderdag aand om net in daai oomblik stil te kan staan en in my hart bewus te kan raak van God se beloftes en dit wat hy vir ons kom beplan het. En ook te kan beleef hoe die Here in sy getrouheid deurkom vir ons situasies. Hy het dit gedoen met sy seun, hy kan dit doen vir ons ook. Ek wil vir jou die volgende gedeelte lees wat sê as ons op Jesus se laaste woorde reflekteer, word ons herinner dat God se rus beskikbaar is vir ons. Daar is 'n implikasie vir my en jou van dit wat die Here kom doen het, wat ek en jy nou kan beleef deur sy opstanding. Wanneer ons sien die Here het opgestaan en ons glo dit, weet ek en jy kan hoop hê. Hoop en vertroue. Die opstanding van Christus kom stel ons gerus dat Jesus is wie hy gesê het hy is. Hy het opgestaan vir ons. Dit gee ons ook 'n belewenis van die oorwinning oor sonde en oor die dood. Weet jy dat met die kruisiging en die opstanding is sonde heeltemal oorwin? Ons buig nie meer voor sonde nie. Sonde is completely oorwin. Die dood is oorwin. Ons vrees nie meer die dood nie, want Christus het opgestaan. Deur sy opstanding vier ons ook die nuwe lewe wat ons kan geniet en die transformasie daarin. En ons het die gerusstelling dat daar 'n ewige lewe is. Dat daar meer is bo en behalwe en buite die wêreld wat ons nou kan beleef. En laastens het ek en jy die krag in ons om die goeie nuus van dit wat ons beleef hierdie naweek ook te gaan verkondig. Ons sit met 'n vorm van 'n verantwoordelikheid om hierdie goeie nuus wat ek en jy kan celebrate hierdie naweek uit te vat en uit te straal na ander mense daar buite. Ongelukkig is daar mense wat nog glo hulle buig voor sonde en buig voor die dood en vrees daarin. Maar ek en jy kan as kinders van die Here weet, ons buig nie vir die dood nie, want die dood is oorwin. Ons buig voor Christus en ons volg
hom. Ek wil vir jou lees wat staan in Romeine 8 vers 11, voor ons die nagmaal gaan geniet. Dit staan daar, dit sê, omdat die gees van die God, wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle dooie liggame weer lewendig maak deur dieselfde gees wat in julle woon. Die woord leer ons dieselfde gees wie Christus uit die dood uit opgewek het. Is nie net 'n gedagte wat ek en jy aan kan dink nie. Dieselfde gees wie Christus opgewek het uit die dood, is nie net iets wat ons vir onsself sê om beter te voel nie. Dis nie 'n idee uit 'n ander kerk of kerkgeskiedenis uit nie. Dieselfde gees wie Christus opgewek het uit die dood, woon binne in my en jou. Wanneer hy woon, glo ons hy is aktief betrokke. En dit bring my en jou op 'n plek waar ons kan rus ervaar van die Here. So waar jy is op hierdie oomblik in jou journey, is my gebed dat jy met al die woordgedagtes wat ons vandag deurgegaan het, kan rus vind in God. Net waar jy is, kom ons vat hierdie oomblik waar ons net ons oë vir 'n oomblik toemaak. En ek beleef net hoe die Here sy woord en sy waarheid in sommige lewens net weer wil kom bekend maak voor ons die nagmaal gebruik. As jy is vandag en jy weet, jy het die donker oomblikke wat jy deurgaan, wat jy self nie eers kan verklaar of verduidelik nie, wil ek jou bring op 'n punt waar jy net oor kan gee in vertroue. 'n Verklaring kan maak van vertroue op die Here, om te sê, Here, U is in beheer. Here, U gee vir my vrede, vind rus daarin. Laat toe dat die Heilige Gees jou die rus laat ervaar van 'n God wat getrou is. Wanneer jy sit met siekte in jou liggaam, wat jou bring op 'n punt waar jy donker en moedeloos voel, neem hierdie oomblik en sê, Vader, in U hande gee ek my situasie oor, in Jesus naam. Ek wil hê elkeen van ons, kom ons lig net vir 'n oomblik ons hande, waar jy is in jou situasie, wanneer dit goed is of sleg is, ons gee alles oor, in vertroue, en ons beleef die rus van die Here. Ons laat sommer toe dat die Heilige Gees nou in hierdie oomblik met sy werk harte kom aanraak met die waarheid van die Here. Dankie vir die vrede, Here, in Jesus naam. In Jesus naam. Ons gaan nou 'n oomblik ingaan waar ons die nagmaal kan geniet, en dit is 'n kragtige oomblik vir my en jou, waar ons bewus kan raak van dit wat die Here vir ons kom doen het. Ons gaan 'n video opsit daar agter, vir ons verder gaan worship, en neem hierdie oomblik, waar jy stil kan raak, en laat toe dat die rus van die Here, terwyl jy die nagmaalsap en die brood geniet, net die waarheid in jou lewe kom inspreek, in Jesus naam. Amen. Julle is welkom om julleself toe kom help met die nagmaal. Is the name above all names. Is the one who's worthy of all praise. His name is Jesus. He's the King of endless days. He's the one who died so love could make a way. His name is Jesus. Oh, his name is Jesus. At the center of it all is Jesus Christ. I will serve him through it all. With all my might, I will give him all the glory. I'll forever bless the name of Jesus Christ. He's the word that is alive. He's the one who raised and brought us back to life. His name is Jesus. The perfecter of my faith. He's the author of unending grace. His name is
taken every part of my story and turned it all around for His glory. He's shaping all my heart towards Him at the center of it all. He's taken every part of my story and turned it all around for His glory. He's shaping all my heart towards Him at the center